Vandag se top stories: Sanral versus Kaapstad. Die marsmanne van Oostenryk, kop rol by 'n salon na 'n jokkie se oor geknip is, en Pieter de Villiers oor of Heineke Meyer swart spelers benadeel. Goeiemiddag, ons stel af tot by die top storie vandag en begin by 'n Sanral. Dis die dag by die Wes-Kaapse Hooggeregshof waar daar bepaal sal word of die Wes-Kaap tolpaaie op die N1 en N2 gaan kry. SANRAL is an entity of the state, it's an agency of the National Department of Transport, but they have fought tooth and nail to withhold from the City of Cape Town and a elected government, and they've fought tooth and nail to withhold from our residents, our public, information, relevant, significant, important information about the tolling, the costs of tolling, the costs of this project. Dit lyk nogal soos die ware Jakob, maar hierdie is eintlik wetenskaplikes wat marstoestande naboots op 'n gletser in Oostenryk. Dit kan nog 2 tot 3 dekades neem voor mense op die rooi planeet sal kan rondloop, maar navorsers oefen al met die regte ruimtepakke wat 50 kg weeg en radioboodskappe wat 20 minute neem om van moeder aarde af die Mars te bereik. My main goal is to feel the closest as possible as a real astronaut. 'n Hondesalon in die noorde van Johannesburg is in 'n ontstoke hondeeienaar se versier omdat haar Yorkshire Terrier se oor glo Saterdag geknip is tydens 'n behandeling. Pampai Pet Salon in Lounel sê die werker wat na bewering Jodie Ann Poten se jokkies beseer het, is afgedank. Hulle wag nou op die veearts se verslag wat die erns van die beserings behoort te bepaal. 'n Werknemer by die salon vermoed dit is moontlik die pers ontsmettingsmiddel wat die besering so ernstig laat lyk het. Ek is Sterling Abelgaan in Johannesburg vir Netwerk 24. En ons topstorie vandag, na net 2 nuwe spelers in Saterdag se Springbok 15-tal teen Argentinië uitgedraf het, woed daar nou omtrent 'n maand voor die rugby wêreldbeker opnuut 'n storm oor transformasie in SA rugby. Kusatu se Tony Ehrenreich sê dat 5 spelers, waarvan 2 wit is, hom genader het met gruwe oor die benadeling van swart spelers onder Heineke Meyer. Hy het vanoggend aan topstories gesê hy beskerm hul identiteit om victimisasie te voorkom. In reaksie sê Saru net dat hy hou by sy memorandum van verstandhouding oor transformasie met die regering. En nou sê Meyer se voorganger dat hy ook nie meer 'n bokondersteuner wil wees nie. As die reine waarheid. As jy nou kyk dat Sarah vir hom weer oorweeg om 4 jaar te gee, dan wonder jy as jy sy rugby rekord kyk, dan gaan dit nie oor rugby wees, jy gaan dit miskien wees omdat die swart mense openlik benadeel is. Hy miskien kom hy 4 jaar gaan kry. Sal nooit vir 'n ander land skree nie. Ek sal dit nooit doen nie. Maar dit is nie so ver dat jy vir die hokke moet skree nie. Omdat hy die integriteit as 'n swart mens onderskat. As ek nog sê die Springboksman is te wit, dan kan ek vir jou name gee van wie daar moet speel. As een van die mense wat sê die sokkersman is te swart, as hulle net kan name gee, dan weet hulle daarvan. Hulle praat net saam om hulle siening te rigsteen. Ons is bang vir mekaar, nie omdat ons regtig vrees is nie. Ons is bang vir mekaar omdat ons jaloers is op ons eie onvermoë. Dis ons bang is vir die ander mense om te vinnig te groei. Tweet vir ons met topstories in jou omgewing of e-pos nuus by netwerk24.com.